Ruben, 'n laaste vraag. Maar jy het die laaste vraag 10 Ja, vrae maar vrae hier kom er terug. nog een. Now that I have you. Hier's 'n politieke, ons het voor 'n verkiesing. So hier's 'n klomp politieke partye wat contest vir mense se stem. En dit is wonderlik. Dit is deel van 'n demokrasie. Dit moet gebeur en ons is totaal vir die proses. En die persepsie mag daar buite wees dat CE word befonds deur die lokale besighede, die lokale boere, die lokale plase, lokale inwoners. So CE is my baas se party. Aha. En Want jy sukkel hier nou om te sê die Witman se party. Ja, jy sien nou waar dit gaan. Praat sommer reguit, man. En die moeilikheid is dat ons grootste uitdaging na ons politiek nou klaar gespeel het. Kom ons kyk nou wie ewer nou volgende beweer is en beheer. Die munisipaliteit is maar een deeltjie van ons lokale ekonomie en van waar mense moet werk kry. Die 2 fabrieke in hierdie week toegemaak, Strasbourger skoene, wat seker 'n legendariese, tragiese, die oudste maatskappy in die Cederberg in Klein Willem omgewing. Want hulle kan nie oop bly nie. En wat is CE se perspektief oor hierdie probleem? Want aan die einde van die dag moet ons hierdie dienste lewer, want dit bevorder die ekonomie. Jy gaan nie besighede trek as daar nie 'n konstante en stabiele munisipaliteit in 'n politieke stelsel is nie. Jy gaan nie besighede trek om industrie hier te kom oopmaak as ons nie met al 3 sfere van regering saamwerk en stabiliteit regkry nie. Die dienste lewer nie, die bulkdienste lewer, krag moet daar wees, water, al hierdie basiese goed wat ons nou nog heeltyd verveg. Al die onsigbare goed eintlik. Ja. Praat met my oor die punt. Ja. Jan, soos ek demokrasie verstaan, het elke Suid-Afrikaner die voorreg en die verantwoordelikheid eintlik om te stem. Want elke Suid-Afrikaner is die eienaar van die land. En ek wil dit stadig sê, want mense besef dit nie. Elke Suid-Afrikaner kry 'n kans elke 5 jaar om te besluit wie regeer hulle land en hulle maatskappy wie se naam Suid-Afrika is. Elke jaar. Elke 5 jaar. Ons doen dit op 'n nasionale vlak, 'n provinsiale vlak en 'n plaaslike vlak. Op 'n plaaslike vlak is Cederberg eerste nou een van die groeperings vir wie die inwoners kan stem. Die basis, soos jy nou noem, sien dit voor dat ander mense dit sien. Want 'n baas sien mos die toekoms. 'n werker sien die toekoms, maar net 'n bietjie later. So die baas sien dit 'n bietjie vroeër as ander mense. En die mense wat besighede het en eienaars is, verstaan dat my besigheid gaan net floreer as die munisipaliteit funksioneer. Die voorbeeld is, vat 'n groot maatskappy soos Clover. Hulle was in een van die munisipaliteite gewees, hulle fabriek was daar. Die korrupsie, die onbevoegdheid en bla 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 het veroorsaak dat Clover opgepak het en geloop het. En 'n ander provinsie hulle fabriek gestig en so en so. In ons plaaslike omgewing sukkel ons besighede, die wat jy genoem het, ons kan nie meer survive nie, want die ekonomie is reg deur die land. So besighede sukkel. Maar die punt is, die eienaar van 'n besigheid verstaan sy verstaan die belangrikheid van 'n munisipaliteit wat reg funksioneer. Anders kan jy nie investors betrek. Jy kan nie mense betrek, professionele mense betrek om te kom werk nie. So, die vraag dan aan die inwoners is, vir wie wil jy stem? Jy stem nie vir die party vir wie jou baas stem nie.
ja, jou baas stem wel vir CE, maar daar's baase wat ook vir ander politieke partye stem. So hoekom is daar nou 'n uitsondering van CE en die baas? Ek dink die rede is om net so blaatant te wees, want die mense dink CE is 'n wit man en wit vrou se party. Ek is die leier van CE, lyk ek wit? OK, ek sal miskien is ek wit, ek weet nie. Maar wat is ons beleid? Ons beleid is, ons is inwoners, of jy nou 'n baas is of nie 'n baas is nie, ons is inwoners wie ander inwoners dien. En het ons nie dit juist nie net gesê nie, maar bewys. Ons het nou soveel vlek gevat vir Tannie Liesbeth wat ons 'n kans wou gee. Maar ons wou daar bewys, of julle wou daardie bewys, dat julle luister en dat 'n gewone inwoner het 'n stem en Tannie Liesbeth het ongelooflik baie gesag en ervaring en Sure. En dieselfde met Emmeline dan. Ja, en you know, in Engels sê you win some, you lose some, né? Die Springbok rugby span het 'n hele paar wedstryde verloor, maar het die wêreldbeker gewen. So ja, miskien verloor ons hier en daar. Maar wat het ons wat beoog ons? Ons beoog om die wêreldkampioenskap te wen. En as ek dit so mag stel, ons het gewen. Ons het 'n skoon audit gekry. Woef. Daar's net 16% van munisipaliteite wat skoon audite kry in Suid-Afrika. So ons het dit behaal. Sê ek, wow. Hoe het julle dit reg gekry? Ons het ons Eskom skuld afbetaal. Wow, hoe het julle dit reg gekry? Nou, finansiële dissipline in die stelsel. Al die goed wat jy genoem het, die 139s en die 154s en al die intervensies en die dissipline was daar. Ons moet nou ons die infrastruktuur verbeter, sodat besighede kan sien, maar dit stabiel daar, met besigheid is veilig daar. Ja, die ekonomiese omgewing in die land is moeilik. Vra maar vir Strasbourg. Dit is moeilik, maar dit sal draai. Soos hulle sê, things will turn, né? Gaan nie altyd moeilik wees nie, is heidaglik baie moeilik. En ons moet doen wat ons kan om die huidige besighede aan te moedig om te bly. Hoekom? Want hulle is die verskaffers van werk vir ons mense. Is nie toevallig dat die Cederbergstreek, veral hierdie Olifantsriviervallei, die derde grootste uitvoerder is van lemoene en sitrus, nie lemoene nie, van sitrus in Suid-Afrika. So ons mense wat hier woon is bevoorreg, né, om daardie werksgeleenthede te hê. So ons moet alles in ons vermoë doen om daardie gedeelte van ons ekonomie te beskerm, te support. Jy sal miskien onthou toe Donald Trump met daai tariewe gekom het, né? Daai 30% tariewe wat hy wil impose op ons. Toes ek op 'n internasionale platform om te verduidelik hoe belangrik hierdie industrie is vir ons mense. Dalk weet mense nie daarvan nie, maar die punt is, Cederberg Eerste is nie 'n party vir baase nie, is nie 'n party vir werkers nie, is 'n party vir die inwoners van Cederberg.